welkom by ons Woensdagoordenkings. Vanoggend wil ek 'n bietjie gesels oor betroubaarheid. Hoe weet mens wanneer jy iemand kan vertrou? Wat is 'n teken van betroubaarheid? Volgens die geskiedenis en die sielkunde is konsekwentheid 'n teken van betroubaarheid. Met ander woorde, iemand wat altyd by dieselfde waardes hou, dieselfde gedrag toon en voorspelbare reaksies het, kan as betroubaar beskou word, want hulle het 'n stabiele karakter. Wanneer iemand anders optree as wat hulle sê, of as hulle gedrag onvoorspelbaar is, verloor mense vinnig vertroue in hulle. Daarom is konsekwentheid in karakter 'n goeie teken van geloofwaardigheid. Ons tema vir hierdie maand is vertrou voluit, en ons het al baie tydens ons eredienste genoem dat ons as gelowiges God behoort te vertrou. Maar dis makliker gesê as gedaan. Die van ons wat 'n bietjie meer krities is, wonder dalk hoekom. Hoekom behoort ons God te vertrou? Wel, om die vraag te beantwoord, moet ons eers na God se karakter gaan kyk. In Eksodus 34 vers 6 vind ons 'n vers wat ons hiermee kan help. Daar staan: Ek die Here is die barmhartige en genadige God, lankmoedig, vol liefde en trou. Ons kan hierdie vers amper beskou as God se autobiografie. Ek wil spesifiek fokus op hierdie laaste eienskap van God: trou. Dis die Hebreëse woord emet, wat vertaal word as getrouheid of waarheid. En wanneer emet gebruik word om mense te beskryf, verwys dit na iemand met 'n betroubare en 'n standvastige karakter. Iemand op wie jy kan staatmaak. Om te sê dat God vol emet is, beteken nie net dat God die waarheid praat of vir waarheid staan nie. Dit beteken dat God getrou en betroubaar is. Daarom noem Moses vir God 'n rots, en hy sê dat hy getrou, regverdig en opreg is. Hy sê daarmee dat hy God kan vertrou om konsekwent aan sy karakter te wees. So die totale Bybelse verhaal skilder 'n God wat dwars deur die geskiedenis getrou was en wie se beloftes in die verhaal van Jesus vervul is. En Jesus se karakter bly self ook konsekwent. Alhoewel die evangelies deur verskillende skrywers op verskillende plekke aan verskillende gehore geskryf is, beskryf almal hom dieselfde. Vol integriteit, vol liefde en vol waarheid. In die wêreld van antieke geskiedenis is so 'n konsekwente karakterbeskrywing baie skaars. Dit wys vir ons dat Jesus 'n betroubare persoon is wie se karakter so sterk was dat dit deur eeue heen onveranderd oorgelewer is. En daarom kan selfs die kritiese denkers ook voluit op God vertrou. Dankie.